Namens die kerkraad met die volgende afkondigings. Ons meelewing gaan uit met die familie van broeder Doors Fourie met sy afsterwe in die week. Die begrafnis vind DV môre om 11 uur plaas by die begrafplaas en 11:30 die diens hier in die kerk. Ons dra Karel, Caroline en Marina en die kleinkinders dra ons almal aan die Here op en ons bid ook vir die vertroosting deur sy gees. Kan ons vra dat u opstaan asseblief vir 'n emosie van meelewing. Baie dankie. Die sakrament van die heilige doop sal vanmôre bedien word aan die verbondskindjie van Jana en Ricardo Conradie en ons sê ook welkom aan die familie saam met ons, wat hier saam met ons kan wees. Is maar moeilike omstandighede om die mense bymekaar te kry, maar ons is dankbaar dat die wat hier van julle dierbaar is, wat hier saam is, dat ons hierdie wonderlike geleentheid ook mag deel en mag die Here julle ook seën. Die kollektes sal by die deure opgeneem word. In die swart sakkie is dit vir die instandhouding van die erediens en die rooi sakkie die diens van barmhartigheid. Dan is dit vir ons ook vreugde om gelukwensing te gee aan Suster Tony Weerheim wat die 3de 80 word en Suster Bets Roberts wat die môre 84 jaar oud is. Ons gaan hulle die seënbede toesing van Psalm 134, die 4de vers, laat die Heer u seën op hul dae. En ons bid dan ook dat die Here hulle in die nuwe lewensjaar sal spaar en seën met gesondheid en krag. As ons die seënbede gesing het, dan bly u daarna staan vir die wotum en die seëngroet. Vers 1 en 14. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons doen nou saam belydenis van ons geloof en ons sing daarna Psalm 116 vers 7 en 9. 116 vers 7 en 9 na die belydenis van ons geloof wat ons doen in die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou in ons verootmoedigingsdiens eers luister na die wet van die Here. Dan antwoord ons op die wet van die Here met Psalm 19 vers 5. Psalm 19 vers 5. Ons vestig die aandag in vers 5 op dit wat ons net nou ook al gesing het, die wette van die Heer, soos die woord van die Heer, is soos die fynste goud. Ons vestig die aandag op Psalm 19 vers 5 in antwoord op die wet van die Here en daarna bid ons saam. Ons luister na die Here se wet soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel,
of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en dank U, dat U met ons nietige mense bemoeienis maak. U, die almagtige skepper van hemel en aarde. U wat die volste reg het om in geregtigheid, in regspraak, ons uit die skepping, uit die werklikheid, uit hierdie aardse bestaan uit te delg. U het die volste reg daartoe, want ons staan skuldig voor U. Vader, ons luister na U wet en ons hoor skuldig. Maar ons dank U dat U nogtans in barmhartigheid en in genade neerbuk, U aan ons verbind, dat U vir ons 'n plan het, Here, plan om ons in ewige heerlikheid op te neem, na die dag van aardse stryd, ons op te neem in heerlikheid. Hoe wonderlik, Vader, ons kan so maklik so net met ons eie dinge besig wees, met ons eie ou klein lewentjies, hierdie paar jare wat ons op hierdie aarde bestaan, en dit kan ons aandag so heeltemal opslurp en inneem, en dan vergeet ons, daar is 'n ewigheid saam met U, danksy Christus. En ons het nodig dat U deur die werking van U Heilige Gees ons aandag elke dag weer opnuut daarop sal vestig, sodat ons kan onderskei die dinge waarop dit aankom, en dat ons daarmee sal besig wees, tot eer van U naam, tot opbou van U koninkryk, tot uitbreiding daarvan, tot stigting van U kerk hier op aarde. Vader, ons het nodig dat U ons sal seën in hierdie aardse bestaan. U moet ons, want sonder U kan ons nie. U moet ons seën, Here, dat ons U kan dien en eer. Daarsonder is ons nie in staat om dit te doen nie. Ons het vervulling met U Heilige Gees nodig, ons het U seënende hand oor ons nodig, dat U U hand oopmaak en ons seën met ryke seëninge, geestelik en materieel. Vader, dit is 'n moeilike tyd waarin ons leef, en daar is soveel siekte, soveel droefenis, soveel hartseer, soveel rou. Ons vra U, seën ons in ons beproewinge, in hierdie moeilike tyd, seën hulle wat siek is met gesondheid, genesing, herstel. Bewaar ons, Here, teen die pes wat op die middag verwoes. Hou ons in die holte van U hand, en seën ons met die middele wat ons nodig het om U te kan dien in eer. Versorg ons ook materieel, dat ons U met die gawes wat ons ontvang, U kan dien en ook mekaar kan ondersteun en onderskraag. Ons dink aan hulle wat in die hospitaal is, hulle wat siek is, hulle wat herstel na siekte en operasie, hulle wat verswak is tuis. Ons vra, Vader, skenk genesing, skenk krag om die kruis wat U dan oor ons bring te kan dra. Ons bid in besonder vir hulle wat by die graf gestaan het onlangs, hulle wat
ook môre weer by die graf moet staan, weer met die dood en verlies van 'n dierbare gekonfronteer word, en ons vra U Vader, troos ons en vestig opnuut weer ons aandag op U koninkryk, op dit wat vir ons wag, as Christus kom. Vader, ons wil saam met die psalmdigter dig in hierdie moeilike omstandighede waar die president weer besluite moet neem, waar wetgewing gemaak word en waar dinge redelik deur mekaar is en omgekeer word en ons agterkom, ons is nie in beheer van dinge nie. Wil ons U vra, maak ons weer vrolik. Wend U toornblik af voordat ons heen gaan na die graf. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Koning, ons Verlosser, hy wat sit aan U regterhand. Amen. Ons sluit ons verootmoediging af met Psalm 25 vers 2 en 7, dan volg die woorddiens. Exodus hoofstuk 25. Ons sou graag 25 tot 31 wou lees, en jy kan gerus weer na die tyd daarna gaan kyk. Ons gaan uit Hebreërs 9 gaan ons ook gedeelte lees. Exodus 25, Hebreërs 9. Exodus 25 lees ons vanaf vers 1. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring. Goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie, vir die reukwerk van die speserye, onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. En hulle moet dan 'n ark van akasiahout maak.
2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte en 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud. Van binne en van buite moet jy dit oortrek en jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom. En giet daaroor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas, so dat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak draaghoute van akasia hout en trek dit oor met goud. En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark, om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van drywerk moet jy hulle maak aan die 2 ente van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end uit 1 stuk, saam met die versoendeksel. Moet julle die gerubs maak aan die 2 ente. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskik. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom van die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Ons gaan tot daar lees, dan uit Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs 9 vanaf vers 1. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Ons lees tot daar, ons vestig hier, behalwe op dit wat ons nou bykomstig het, Hebreërs gee vir ons die 3 dinge wat in die ark was, die getuienis, sê vers 9, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. En ons kyk dan terug in Eksodus
25 as teksverse, vers 8. Ook moet julle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Dan vers 11, dit is dan oor die ark van akasiëhout, en jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binne en buite moet jy dit oortrek, en jy moet daaraan 'n goue kraans rondom maak, en giet daarvoor 4 goue ringe, en sit dit aan sy 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is, en maak draaghoute met akasiëhout en trek dit oor met goud, en steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark, om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. So ons fokus dan besonder vers 10, julle moet dan 'n ark van akasiëhout maak, vers 11, en jy moet dit oortrek met suiwer goud. Van binne en van buite moet jy dit oortrek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons hierdie gedeeltes lees, dan vind ons nou veral van vers 25 tot 31 die Here se voorskrifte vir sy tabernakel. En nou is die tabernakel is eintlik, as ons daaraan dink, die tentwoning van God. Dit is die tempel in 'n oppak tentformaat. God wou die tabernakel, die erediens vestig, die hele offerkultus daarmee saam, wil hy die volk in onderrig nadat hy hulle uit die slawehuis van Egipte verlos het, maar hulle moes trek deur die woestyn, en om dan die tempel by jou te hê, oral waar jy gaan, gee die Here dit aanvanklik in sy voorskrifte vir die tabernakel, 'n tempel in tentformaat vir die toer deur die woestyn, so kan ons dit sê. In hierdie gedeelte van hoofstuk 25 af tot 31 begin met offers. Die Here roep hulle op tot offervaardigheid. Hy soek hulle goud en hulle silwer en allerlei goede vir die inrigting en oprigting van hierdie tabernakel. En dan eindig hierdie gedeelte by die erediens. Hoofstuk 31 het voorskrifte vir die Sabbat. Nou moet God gedien word hier waar hy met die volk saamkom. So dit is die hele gedagte wat ons hier het. Die tent van samekoms, die tabernakel, die kultus, die godsdienstaktiwiteite wat alles daarmee gepaard gaan. En al hierdie voorskrifte en bevele wat ons nou hier het in die detail aan, vloei eintlik voort uit die verbond van God met sy volk. En in besonder dan, as ons dit daarna kyk, dan sien ons God verbind hom aan die mens, en God verbind hom aan hierdie volk wat hy verlos het, en God wil by hulle woon, en die plek waar hy by hulle wil woon, is in die tabernakel. Dit is die simbool van God wat hom aan die mens verbind, sy teenwoordigheid by die volk. Maar dan kan ons die kringetjie so 'n bietjie nouer trek, as ons vra nou waar presies is God op 'n besondere manier teenwoordig by die volk, en dan, mense wil amper sê, as ons dit moet pinpoint, dan is dit in die allerheiligste in die tabernakel. Daar is God in besonder by die volk, en as ons die kringetjie nog kleiner maak, dan is dit daar op die versoendeksel van die ark. Daar is die simbool van sy teenwoordigheid in besonder. Daar waar die gerubs hulle vlerke, die beelde van gerubs, hulle vlerke uitsprei oor die ark. Daar kom God saam, so sê hy in vers 22 ook aan Moses, sê hy, daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit, wat op die ark van die getuienis, sal ek jou alles sê, wat jy vir die kinders van Israel moet beveel. Dis as ons kan sê, dit is die pinpoint, dis die plek waar God met die volk saamkom. Die ark van die verbond. En in die ark, sê Hebreërs vir ons, was die getuienis, en die getuienis is die 2 kliptafels van die verbond, dis die wet van God, die 10 gebooie, dit was daarin. Moses moes dit daarin sit. En daar was die staf van Aaron, wat dan ook met die amp en met die gesag te doen het, die staf wat geblom het, toe al die ander staffe nie geblom het nie, jy onthou daar die gedeelte. En daar was die goue kruik met die manna, wat God se besondere sorg vir ons simboliseer, en wat heenwys na die hemelbrood, die brood wat uit die hemel neergedaal het. Dit alles in hierdie ark
van die verbond, in die verbondsark. En ons gaan nou nie op hierdie goed ingaan nie, ons wil net dit aan die oor knoop, om die hele prentjie te sien van wat ons hier mee te doen het. Wat vir ons dan wel van belang is, en wat ons die aandag op wil vestig, ons kom aan die einde, kom ons weer kortliks daarop terug, maar dit is ons bemoediging, dit is ons krag, ook wat ons uit hierdie gedeelte kry, is dat die draaghoute in die ringe, in die ark, nooit verwyder mag word nie. Die ark moet heeltyd gereed wees om te vat en te stap. God saam met sy volk, as hulle skielik moet trek, as hulle moet oppak en skuif in die woestyn, God saam met sy volk optrek in die hele woestyn tog. Die tweede ding wat ons moet baie mooi raak sien, is die versoendeksel op die ark. God is nie teenwoordig by sy volk sonder die bloed wat op die versoendeksel gesprinkel is nie. Die heilige God is nie teenwoordig by sy volk sonder die bloed, die versoeningsbloed nie. En dan derdens, wat 'n mens sekerlik, soos die Hebreërbriefskrywer sê, baie op kan uitbrei, is die hele kwessie van die gerubs, die engele. Gerubs is engele wat 'n besonderige taak is om hulle diens te verrig rondom die heerlikheid van God, die glans, die glorie, die heerlikheid van God. En ons weet dat die gevalle engel, Satan, ook so 'n besondere taak gehad het rondom die heerlikheid van God. Hy was dus as gerub, was hy 'n gevalle engel. Ons het in die prediking al in die geskiedenis daarna gekyk in die verlede. Gerubs is getaak om die heerlikheid van God te beskerm en daaroor te waak. So dit is die hele prentjie wat ons hier het as ons kyk na die ark. En nou sê Hebreërs 9 vers 9 vir ons, dit alles is vir ons gegee vir die teenwoordige tyd. Dit is alles 'n beeld vir die teenwoordige tyd. Dit is alles dinge met heenwysende betekenis wat vervul is in Christus. Ons fokus vir vanmôre by hierdie geleentheid is die ark self. Die verbondsark is gemaak van akasia-hout. En nou ken ons seker almal, 'n akasia-boom ken ons as 'n doringboom, 'n doringboomhout. Rowwe, ruwe doringboomhout. Maar die boom is 'n natuurskepping van God. Die ark self, die verwerkte hout, is 'n menslike kultuurproduk. 'n menslike produk. En as ons nou heen kyk en ons kan nou die hele res van die skrifopenbaring bybring, dan wys hierdie ark, die rowwe, ruwe akasia hout ark, wys heen na die menslike natuur, waar God by sy volk wil woning maak. Johannes 14 vers 23 sien ons dit meer. Ek sal kom en by julle kom woning maak. Hierdie menslike produk, die ark, met sy gepinpointe samekomsplek van die Here by sy volk, moet heeltemal van suiwer goud oorgetrek wees, binne en buite. Die heilige God, en ons sien iets daarvan, kan nie daar by die ruwe rowwe hout saamkom nie. Dit moet heeltemal met suiwer goud oorgetrek wees. Suiwer dui allereers op 'n chemiese suiwerheid, fyn goud, suiwer goud, chemies suiwer, maar ook dan seremonieel suiwer, rein, skoon, moreel, rein. En dan hoef ons nie te verduidelik hoekom dit goud moet wees nie, vanweë sy glansende, skitterende heerlikheid. Dit dui op hierdie kosbare verhewenheid. Suiwer goud, die verbondsark moet oorgetrek wees met suiwer goud, binne en buite. En dit is 'n beeld met die oog op die teenwoordige, sê die Hebreërbriefskrywer vir ons in hoofstuk 9 vers 9. En as ons nou
ons wil nie allegories, mens moet versigtig wees om nie allegories te gaan nie, jy moet werk met openbaring, nie met wat jy besluit, dit moet beteken nie, maar as ons moet heen gaan en sê, maar waarheen wys hier die heerlikheid van die goud, dan vir ons vandag, en dan sê ons, en so sê ook heel wat kommentare, dit dui op die heerlikheid van God, en besonder, die glansryke heerlikheid van Christus. Nou kan ons so 'n bietjie dink aan hoe sien Johannes hom daar op die eiland Patmos, soos die son glansend in sy heerlikheid. En terwyl hierdie ark, die gepinpointe samekoms, heeltemal met goud, suiwer goud, oorgetrek moet wees. Ons het dit nou nie gelees nie. As jy die hele gedeelte lees, sal jy sien, daar moes 50 goue hakkies om gewees het, en daar moes goue borduursel gewees het. Rondom moet dit goud wees. As Salomo die tempel bou, dan trek hy die allerheiligste, die hele huis van God, trek hy binne in met goud oor, suiwer goud. En ons kan sê, vir God, om in te woon in die midde van sy volk, moet ruwe hout bedek wees met suiwer goud. En hierdie gedagte kring uit, as ons in Esegiel ook lees, dan sien ons, dit is nie net die ark, die verbondsark wat binne en buite met goud oorgetrek moet word nie, dis nie net later die tempel wat met goud oorgetrek moet wees nie. God wil ook hê dat sy hele volk hulle met goud moet versier. Esegiel 16 vers 13. En God gee dit dan vir die volk en hy sê, ek het jou versier met goud en jou klere was fyn linne en veelkleurige stowwe. En as ons hierdie gedagte hoor waarna die Here verwys, dan hoor ons hy verwys na die materiaal waarmee hy die tabernakel en die tempel uiteindelik gebou het. En dit beteken dit geliefdes, die suiwer goud wat God vir sy volk gee om hulle mee te oordek, sodat hy by hulle kan woon, is dit alles wat gepaard gaan met die tabernakel of die tempel en die erediens en die offerkultus en alles wat daarmee gepaard gaan. Dis waarmee God sy volk versier het, sodat hy in hulle midde kan woon. En een van die goed wat dan ons aandag vra, is die wet. Jy het gehoor toe ons het gesing het, dis soos die fynste goud, ja fyner 1000-fout. As die Ou Testament, Psalm 18 het ons het ook gesing, Psalm 119 vers 27, Psalm 19 vers 11, Spreuke 8 vers 19, die Ou Testament verwys na die wet van God en na die wysheid wat daaruit voortkom as suiwer goud. En nou is dit 'n beeld vir die teenwoordige tyd, so waarvan is dit 'n beeld? Wat moet ons raak sien, wat wou God sy volk daarmee toon? God wou vir hulle wys dat die wet die goudlaag moet verskaf op hierdie rowwe ruwe hout van die menslike natuur. Die wet in besonder met alles wat met die offerdiens en die kulte saamgaan, die wet moes sorg dat God se volk bekleed is, versier is, sodat hy in hulle midde kan woon. En as ons dit alles by mekaar sit, dan sien ons hoe het die Here dit net nie gedoen vir hulle nie. Dit wat hy afbeeld in die tabernakel, dit doen hy vir die volk. Hy kom, hy rig 'n verbond met hulle op. Ek sal vir jou God wees, jy moet vir my 'n volk wees. En dan gee hy, as hy hulle uitlei uit Egipte land, gee hy sy wet. En die wet is veronderstel om te sê, as jy so en so en so leef, dan is jy reg en dan kan God by jou woon, in jou midde, sonder straf, sonder tug, sonder oordeel, sonder 'n dreigende hel. En omdat hulle swak is, gee God dan die versoeningsdiens by die tempel, die bloed, die siel is in die bloed, en ek gee dit vir jou op die altaar om versoening te doen vir al jou sondes, sodat jy versier kan wees, en weer 'n kans kry, weer die wet kan doen, weer volgens God se wil kan leef, dat hy in jou midde kan woon, teenwoordig by jou. Maar hoe hartseer, geliefdes, ons bely dit so mooi, dat die wet
die wet dit nie kan doen nie. Ons sal nou Torseleriel hoofstuk 3-4 paragraaf 6. Die wet kry nie reg om 'n goudlaag oor hierdie ruwe doringhout, akasiahout te sit nie. En die probleem is die verdorwe natuur van die mens. Dink nou 'n bietjie mooi. Paulus skryf daaroor in Romeine 7 en ons ruk dit maklik uit verband, asof hy sê die wet is sleg. Hy sê die wet is nie sleg nie, die wet is goed. Ons moet maar weer Romeine gaan lees. Maar dink nou mooi wat gebeur. God gee sy wet. En as jy die wet daar hou en jy doen al hierdie goed, dan is dit goud op hout. Dan kan hy by jou leef, in jou midde, saam met jou, op pad. Maar omdat ons so sondig is, ons verdorwe natuur, elke keer as ek die wet lees, ook vanmôre as ek die wet lees, dan gaan ek nie nou weer heiliger vorentoe gaan nie, ek hoor sommer dadelik, wat het ek verkeerd gedoen hierdie week? Die wet sê heeltyd as gevolg van ons verdorwe natuur, jy is skuldig. Die wet sê nie vir ons, soos goud op hout nie. Die wet sê, kyk hoe het jy gesondig, alweer. Jy is die doodskuldig, jy moet help, jy moet uitgedelg word. Elke keer sê die wet dit vir ons. Die wet bring die dood. Elke keer. Nie die glans van die goud nie. Want ons is sondig, ons oortree. Vir die wet om goud op hout te wees, kom God en gee bloed op hout. Christus se soenbloed op die vloekhout van Golgotha. En sy bloed was al die sonde vuil wat ons opstapel, was dit weg, maak skoon, reinig. En dan kan die Heilige Gees in die hart uitgestort word. Dan kan die Heilige Gees in ons inwoon, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat julle van God het nie. Geliefdes, 1 Korintiërs 6 vers 19. En wat die wet nie kan regkry nie, dit doen die Gees. Torseleriel hoofstuk 3-4 paragraaf 6. Hy skryf die tafel van die wet op die tafel van ons harte. Hy vernuwe ons om hoe langer hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van die Seun van God in sy heerlikheid. En hierdie werking van die Heilige Gees in ons harte, dit is hout oorgetrek met goud. Suiwer goud. Dit is ons toepassing, geliefde doopouers, ook vanmôre vir julle en vir ons almal ook. Verbond se opvoeding van kinders is spesifiek dit, om hout oor te trek met goud. Die menslike natuur wat ons ontvang, daai lieflike ou klein babietjie wat ons in ons arms hou, is 'n verdorwe natuur. Hulle is van nature geneig om God en die naaste te haat, van geboorte af, in sonde ontvang en gebore, so sê ons doopsformulier. Die menslike natuur moet verander word, verbeter word deur die werking van God, die Heilige Gees. En nou span God ouers in, doopouers. Hy span julle in en hy gee sy woord, dis die instrument in sy hand, suiwer goud, fyn goud. Die woord is gelouter 7 maal. En met die inhoud van die woord en met die werking van die Gees span God die doopouers in en laat hulle 'n belofte aflê. Hierdie kind onderrig, te laat onderrig in die woord en in die leer, die suiwer leer van die woord. En so heeltyd besig met jou kind, heeltyd besig om die onsuiwer raak te sien en te begelei en te help en te onderrig en te leer en te katkeseer, beklee ons hout met goud. En ons doelwit
is God se doel, want hy wil in jou woon. In jou woon. Is 'n groot werk en dit vra offers. Dit is maklik om nou te lees dat die klomp Israeliete hulle goud en hulle silwer moes bring vir God. Ons lees maklik oor hierdie gedeelte dat dit, ons sien nie raak, dit begin met offers nie. Om hierdie tempel van die Heilige Gees, rowwe, ruwe hout, oor te trek met goud, vra offers, dit vra jou tyd, dit vra jou aandag, dit vra jou geld, dit vra opoffering, dit vra dat jy heeltyd sal dink aan die belofte wat jy hier voor God en voor die kerk en voor die wêreld afgelê het. Ja, ons sal hierdie kind opvoed in die vrese in die naam van die Here. Is nie maklik nie. Ons weet hoe maklik kan ons dit afskuif van ons, delegeer na die of daai of soontoe. Verbondsouers moet offervaardig werk, want dit is God wat hout wil oortrek met goud. En nou voel dit dalk 'n onmoontlike taak. Ons is in 'n moeilike tyd, ons leef onder moeilike dae, besonder in hierdie jare waarin ons is, van verlede jare af, baie moeilik, die hele ding, alles is deurmekaar, alles word moeilik, die woestynreis van die lewe word al hoe droër, al hoe swaarder, al hoe meer veel eisend, en dan sê ons teks maar skep moed, kyk, hierdie ark oorgetrek met goud, kyk na die draaghoute. Die draaghoute mag nie uitgehaal word nie, want God gaan saam op die woestynpad. Moet jy hom net nie verlaat nie. Amen. Kom ons antwoord met Psalm 45 vers 1, 6, 8 en 9. Psalm 45 vers 1, 6, 8 en 9. Dan gaan u die sitplekke inneem vir die formulier vir die bediening van die doop. Ons hou nou aan u die formulier voor vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons
opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het. En ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook, met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal doen. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê, geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam in gebed aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink. Die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waar die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn.
Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons vra die ouers om nou na vore te kom, om die vrae aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom het ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweedens, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof u en neem u voor om hierdie kind van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop die antwoord, broeder en suster Conradie? Ja. Na die bediening van die heilige doop gaan ons sing Psalm 105 vers 5. Ons vra nou vir Wianro om sy sussie vir ons in te bring. So staan. Roanay Conradie, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, die geliefde Seun, dat hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en dat die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat hy aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid aan ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig
te loof en te prys. Amen. Ons vra die ouderling om nou die Bybel en geskenk van die susters te oorhandig. Die kollekte sal by die deure opgeneem word. Ons slotpsalm is Psalm 121 vers 2 en 3. 121 vers 2 en 3 ten slotte. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.